Onfeilbare, almagtige God en liefdevolle Vader. Here, dit is met dankbaarheid in ons harte wat ons voor U kom. Dankie Vader vir U genade, U liefde en U geduld met ons. Dankie vir al die seëninge wat ons so onverdiend uit die Vaderhand ontvang. Dankie dierbare Vader dat U ons God is, dat U oor ons ontferm en dat U ons uitgekies het as U kinders. Dankie dat ons ook vandag hier kan afskeid neem van ons broer, vir wie ons baie lief is. Ons gaan hom mis. Maar Here, ons weet, U is met ons. En wanneer ons aan hom dink, is hy dan ook by ons. Ons gaan net nie meer die liggaam kan sien nie en die stem kan hoor nie. Maar in gees is hy nie weg nie. Hy is nog saam met ons. Tot die dag wanneer U U seun gaan stuur om ons te kom haal en ons weer 'n blye ontmoeting kan hê. Here, ons smeek U asseblief, maak dit nou stil in ons harte. Kom en praat met ons. Here, gee vertroosting aan die wat troos nodig het. Die wat hartseer is. Here, asseblief, help ons dat ons hierdeur kan dra, dat ons hierdie kruis kan dra wat U vir ons gegee het. En dat ons versterk kan word. En dat ons altyd sal onthou dat U die gewer is van alles wat goed is. En seën asseblief spesiaal vir Naomi en Monique. Hulle het die grootste hartseer vir ons almal. En Here, ons vra U asseblief, vou hulle in die hande toe. Beskerm hulle, hou hulle teen die bors. En help hulle dat hulle dan ook, Vader, die pyn gaan nie weg nie. Ons leer om daarmee saam te leef. Dat dit net kan gebeur, sodat dit nie so 'n swaar las vir ons sal wees nie. Here, en asseblief, ons vra U nou, wees U die spreker vandag, dat ons nie 'n mens hoor nie, maar dat ons U kan ondervind in die huis. Dat ons U genade kan ondervind. En dat ons versterk kan word daardeur. Here, ons bid hierdie dinge nie omdat ons verdien nie, maar ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Amen. Goeiemôre, geliefdes. Vanoggend se tekswoord vind ons in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. We have a word in 1 Peter 2 verse 21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his footsteps. Tot sover. So die gesang, dan is die koor. Gemeente. Die gemeente en die tweede en derde vers van Psalm 220. Die liefling.
vandag vir julle. En vir ons almal wat Nick geken het en lief was vir. Ek wil net van die administration brothers af net vir julle sterkte toewens en ons dink aan julle en ons bid vir julle en ons gee julle die Liewe Vader vir julle sal troos gee in hierdie tyd. En ja, daar's baie mense vandag hierso. En nou kan jy sien hoeveel mense het Nick se lewe beïnvloed, wat tyd gemaak het om vandag hier te kan wees. Ons werk, ons het aardsemeesters, en dit is nie altyd moontlik vir almal om hier te wees nie. Ek glo baie is in gees hier, en in gedagte, en hulle bid vir julle. En net sterkte weer eens, en ja, Niklas, hy was my tweede baas in my lewe gewees. Ek 92 sy shop oopgemaak, ek het in 93 vir hom gewerk. So ja, ons kom 'n lang pad. Ouma Lis en my oupa Chris het saam groot geword. So die familie loop al 'n lang pad met mekaar, ons is al familie. Maar baie sterkte. En ek hoop dat julle sal troos vind in die woord wat die Here vandag vir ons gegee het. Ek wil dan net gou net die afskeidsgroete en die hulde dat sommer nou doen. Die afskeidsgroete kan ek net hier lees. Die Here het my dierbare eggenoot verskoon en ons wonderlike pappa vir ons vir 62 jaar gespaar. Hy was 'n man en vader sonder weerga en sy liefde vir ons en vir die Here was altyd opmerklik. Nou is hy by die God en ons berusting volle daarby, terwyl ons lof en eer bring aan hom wat onveranderd is. Die God wat was, wat is en wat sal wees. Nick laat agter sy eggenote, dogter, suster, boetie, baie familie, skoonfamilie en ek kan nie bysit baie vriende. Dan wil ek graag net so 'n bietjie kort agtergrond gee. Mense kan nie regtig iemand se lewe in so 'n klein stukkie indruk nie. Daar te veel gebeur. En ek dink elkeen van ons het nog iets om by te las. Hoe nie ons lewens geraak het. En wat hy vir ons beteken. Maar hier is net 'n kort opsomming. Want dit is 62 jaar kan jy nie in 'n folio insit nie. Daar's te veel. En elkeen, soos ek gesê het, het sy eie stukkie om by te las. Maar ja, dit is met groot hartseer dat ons afskeid neem van die venter, 'n geliefde eggenoot, pa, familielid en vriend, wat op 26 Maart 2026 vroegoggend sy laaste asem uitgeblaas het na 'n lang en moeilike siekbed. Nick is op 10 September 1963 gebore uit die huwelik van Nick en Lis Venter. Hy was deel van 'n hegte familie en het sy broers en susters, sis Marie, Floors en Boetie Willem, met liefde en trots by hulle byname genoem. Familie het altyd 'n besonderse plek in sy hart gehad en hy het hul kinders as sy eie beskou. Hy het 'n groot deel van sy jeug saam met sy ouers in verskeie dorpe deurgebring, waar sy pa verskeie beroepe beoefen het om die gesin te onderhou. Nick het sy pa as 'n rolmodel gesien en van kleins af saam met hom gewerk. Sy ma Dolla was 'n toegewyde huisvrou wat altyd daar was om na hom te sien. Nick het sy loopbaan as werktuigkundige begin by Matthewson's Ford hier in Botties en later diens gedoen in die weermag, waar hy onder andere in Kimberley en Pretoria gestasioneer was. Na sy diensplig het hy met vasberadenheid voortgewerk en in 1992 sy eie werkswinkel geopen. 'n droom wat hy deur harde werk en deursettingsvermoë verwesenlik het. In 1996 is hy met Naomi getroud. Ten spyte van hulle ouderdomsverskil het hulle liefde en toewyding aan mekaar 'n sterk en standvastige huwelik gebou. Op 8 Januarie 2008 is hulle dogter Monique gebore. Die lig van sy lewe en sy grootste trots. Dis waar. Nick was ook 'n toegewyde kerkman. In 1990 is hy as diaken in die Nuwe Apostoliese Kerk verordeneer. Hy het die Here geken in alles wat hy gedoen het en het in moeilike tye telkens na hom teruggekeer vir leiding en krag. Sy geloof was 'n vaste anker in sy lewe. Nick sal onthou word as 'n man met 'n groot hart
Iemand wat altyd bereid was om te help en wat sy laaste vir ander sou gee. Hy het eerlikheid en respek hoog geag en volgens vaste waardes geleef. Sy bekende woorde: moenie vir my lieg nie, moenie my ontneem nie. Getuig van die beginsels waarvoor hy gestaan het. Sy passie vir motors het hom deur sy lewe vergesel en hy was baie bekend as nie voet in die hoek en nie spoed. Hy laat 'n groot leemte in die harte van almal wat hom geken het. Sy lag, sy teenwoordigheid en sy opregte manier sal diep gemis word. Niks se nalatenskap leef voort in die liefde en herinneringe van sy geliefdes. En ja, dit som vir die kop. As jy 'n probleem met gehad het, dan moet jy help. Hy het uit sy pad uitgegaan. Jy kon hom enige tyd dag of nag help. En ja, hy was daar. Boetie Willem, hulle was soos battery touch. Die een kon nie sonder die ander gewerk het nie. Hulle was heeldag en aldag aan mekaar en hulle het baie keer koppe gestamp. En ek onthou toe ek vir die gewerk het as Appie, Willem sy Appie show gedoen. En hy het baie bekommerd gewees, want Willem het nie geleer. En dan as Willem terugkom met die punte, dan is almal verbaas. En as die punte goed, dan sal nie weer rus dan. Dan kan hy weer asemhaal. Maar terwyl Willem daar aan die kant besig is, dan raak dit moeilik. En dit was in 'n verhouding gewees. En die een het vir die ander ene altyd gedoen. As julle kon by mekaar kry, het julle by mekaar gaan. En dit was nie gewees. Familie was onbelangrik. En vriende was onbelangrik. Maar nou, ons teks, en wat hierdie teks vir my so mooi maak, is dit pas in by die diensknegt wat nie pas. As ons net deur die teks lees, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So Jesus het gelei vir ons, ter wille van ons. Hy het nie sonde gehad nie, maar tog moes hy die prys van sonde betaal, en dis die dood. Sodat ons kan lewe, sodat ons kan gered word. En Jesus het nie, as hulle onregverdig was teenoor hom, opgespring en hy het dit gelos. Want die liefde wat in hom was, vir ons, het gemaak, en die liefde vir sy Vader, het gemaak dat hy dit aanvaar het, sodat sy Vader se wil kan geskied, en sodat sy Vader se plan tot vervulling kan kom. En dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons was. Nou kom ons is diensknegte. Elke een van ons is 'n diensknegt of 'n diensmaagd vir God. Want dis hoekom ons op aarde is. Want God wil hê elke siel moet gered word. Niemand moet verlore gaan. En elkeen van ons is vandag hier oor een persoon wat 'n verskil in ons lewens maak. En daai een persoon wat vir ons 'n voorbeeld was van deursettingsvermoë, van 'n probleem uitsorteer. Ja, nie het omgekrap geraak. Hy was party daar ook maar moeilik. Maar hy was nie lelik. Hy het altyd probeer om goed te doen. En omdat ons mense is, faal ons en ons maak foute. Maar as hy nie die invloed op ons lewens gehad het, sou ons nie hier gewees het. So iewers langs die pad het hy 'n positiewe invloed op ons lewe gehad, omdat hy 'n diensknegt was. Hy was 'n diensknegt vir God, en God het gesê, gaan uit, gaan verkondig my woord. Hy het sy disippels geleer, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. En dit is hoe ons moet lewe. Ons moet mekaar lief hê soos wat God ons lief het. Nou, ons krap mekaar om. En ons stel mekaar te leer. Maar God kan ons nooit teleerstel. So wanneer ons God vashou, en aan God se belofte vashou, dat Jesus gaan om 'n plek vir ons te berei, as hy klaar is om ons haal, dan gaan dit nie ons pla as iemand ons teleurstel nie. Want ons gaan verstaan, ons is mense, en ons kan foute maak. Ons word baie keer kwaad, ek het ook met al van my paar keer gesê, relax, onderdruk die smitbloed, dat die Jakobsbloed net bietjie uitkom, dat jy kan rustig raak. En ja,
van die Jakobse ook gesien het, nie lekker is. So, ons moet na onsself kyk. Ons moet die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, moet ons uitneem. Ons moet lewe soos wat Jesus gelewe het. En ons kan in die skrif gaan lees. Hy sê hierso, watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Vergewe. Hy sê, jy moet vergewe en vergewe. Die apostel het eendag gesê, moenie vergeet dat jy vergewe het. En dit is belangrik, dis wat ons moet onthou. Nick was al baie van my op pad gewees. Ek was sy appie gewees. En jy maak genoeg, want dis wat die appie moet doen. Die appie moet nie alles reg doen nie. Jy moet foute maak, want dit is hoe jy leer. En dan word hy vir my kwaad. Maar, net nou sy weer alright, dan werk ons weer. Dan gaan ons weer aan. Dan is daar so 'n paar skelwoorde gewees en ons is weer alright met mekaar. Dis hoe ons moet wees. Maar ons moet lewe om dit te wees. Ons moet lewe om 'n sieraad vir God te wees. Dit wat in ons lewens gebeur, soos nou, ons neem afskeid van 'n geliefde, dis omstandighede waarin ons gaan. Maar God het 'n plan daarmee. God het al besluit nog voor die grondlegging van die aarde wat my naam gaan wees, wanneer ek gebore gaan word en wanneer ek doodgaan en hoe ek doodgaan. Is al daai tyd bepaal. Want dit is wie voor my het. En ja, ons kry lewensmaat in ons lewens, maats in ons lewens en ons trou, ons gesinne en dan ewe skielik dan is ons weg. Dan wonder ons hoekom. Waarom dit gebeur? Hoekom moet dit weer hierdie hartseer gaan? Dis God se wil. Apostel Paulus sê, ons kyk in 'n spieël asof in 'n raaisel. Ons verstaan ten dele, maar eendag sal ons volkome verstaan. Dan sal ons weet waaroor dit gaan. Daar gebeur baie goed in ons lewens wat ons nie verstaan hoekom dit gebeur nie. En as eentjie so af in die lyn, dan kom ons agter maar weet jy wat, dis hoekom dit gebeur het, om my van dit te spaar. Hoeveel keer het ons al gery? Dan moet ons in die kar klim en ry, vrou is laat. Dan raak ons omgekrap. Dat kan julle nie net julle goed kry nie. Ek het gesê ek ry so laat. En ek dink julle twee verstaan nogal van daai. Want as Niklas gesê ons ry. En dan kom jy op die pad en dan kry jy 'n ongeluk wat nou net gebeur het. Wat ons bid en vra vir God, wees met ons op ons weg, hou ons veilig. Dan gebruik hy iemand wat vir my baie lief is en nou vir wat naby aan my is. En ek word kwaad. En dan het God dit eintlik net gedoen om my te spaar, dat ek nie in dit moet wees wat daar is. So hou ons mekaar kwaad te word, daar is die tyd nie. Daar is nie meer tyd om mekaar kwaad te wees. Nick het die geleentheid gehad en sy familie het die geleentheid gehad om die laaste tyd, kan mens maar sê, afskeid te neem. Want mense het naderhand begin besef hierdie, dit is wat gaan gebeur. Dit maak nie die skok en die hartseer minder, maar ons het tyd gehad. Wanneer ek nou hier uitloop en ek kwaad word vir een of die ander, en daar gebeur iets langs die pad en hy sterf, en ek is nog kwaad vir my, ek het nie kans gehad om vrede te maak. Is dit nie maar beter om maar net te vergewe nie? Is dit nie maar beter om net te sê, weet jy wat, dis hoe jy nou voel, en ek gaan nou nie 'n waai maak daaroor. Hulle sê ons, as jy nie hout op die vuur gooi, jy gaan die vuur kook. Ja, hou die hout daar by jou as die vuur nie lekker is. Nee, lekker vuur is hoe nie hout op sit. Hou die hout vir jouself. Dit werk nie. Want daar gaan nie tyd wees om reg te maak. En dan loop ek met daai verwyte. Ja, maar weet jy, as ek het, was ek. Kom dat ons nie verwyte nie. Dat ons voor die verwyte kom, die regte ding. Dat ons voor dat ons van mekaar afskeid neem,
bly is om mekaar te sien en mekaar mis. Hulle sê some people bring happiness with coming, some people bring happiness with going. Dit is so. Partykeer dan sit nogal lekker as iemand huis toe gaan. Dit is maar wat dit is. Ander keer is dit bly oor iemand wat kom. Ek sê altyd, moenie te lank daar wees nie, hulle moet jou nog mis, dan moet jy alweer ry. Dan gaan daai happiness wat ek daarin gaan nie meer daar wees nie, dan gaan hartseer wees as jy gaan. Kom ons werk daar om soos Jesus te wees. Kom ons werk daar om vir mekaar lief te wees, soos wat God ons lief het. Sodat ons die dag wanneer Jesus kom, dat ons kan saamgaan. Dat ons as 'n getroue knegt en diensmaagd kan staan. Dat hy vir my sê, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou stel. Kom in. Amen. Amen. Ons kan nou afsluit. En dan kan die draers na vore roep. En dan kan ons die kus uitvat. En ek dink dat ons net eers afsluit. Dan dink ek is daar dalk 'n paar bedankings en goedjies, ekskuus. My senuwees is op. Die familie het nie genade vir mense. Okay. Kom ons sluit af, ons staan, sluit af met gebed en dan gaan ons vir die res staan. Dierbare almagtige God en liefdevolle Vader, Here, baie dankie vir die genade wat U ons betoon. Dankie Vader dat U nou vir ons 'n spesiale woord opgebring het. Dankie dat U vir ons weer inligting gegee het. Dankie dat U ons weer op ons weg gebring het. Al is dit nou in die hartseer tyd, maar daar's weer 'n geleentheid wat U met ons kon praat, wat U vir ons U plan kon uitlei. Here, seën ons asseblief nou. Seën ons wanneer ons hier uitgaan en waar ons by die graf gaan wees. Here, asseblief, wees die familie genadig. Help ons wat agterbly, dat ons nie sal treur soos die wat geen hoop het nie, maar dat ons altyd onthou, daar is 'n weerontmoeting. En dat nie weg is nie. Dat ons as ons aan hom dink, hy saam met ons is. Liewe Vader, wees ons asseblief nou genadig. Seën ons in alles wat ons mag doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met u vir tyd en ewigheid. Amen. Amen. Baie dankie aan die Vader, ons Here vir sy genade, krag en draande hand deur die afgelope 6 maande van die siekbed en ook in die tyd van afskeid. Ons wil ons opreg bedank. Uitspreek teenoor die ampte van die kerk asook dan Dr. Hanrey Geerkens en Martin Funerals vir hulle liefdevolle ondersteuning, deernis en begeleiding in hierdie moeilike tyd. Aan ons familie en vriende, baie dankie vir elke bydrae, elke gebed en elke oomblik van bystand tydens die siekbed en daarna. Julle het vir ons krag gegee toe ons dit die nodigste gehad het. Aan elkeen wat julle gebede, boodskappe, oproepe en besoeke gebring het. Dankie dat julle saam met ons hierdie pad gestap het. Dit het vir my en vir ons as familie ongelooflik baie beteken. 'n Spesiale woord van dank aan Jacques en Rudy vir die ondersteuning en samewerking. Dit het nie ongesiens verbygegaan nie en word opreg waardeer. Laastens aan elkeen wat van ver en van naby gekom het
om saam met ons Niek se afskeid te neem. Julle teenwoordigheid vir ons bring 'n groot troos. Niek sal altyd onthou word vir die besonderse mens wat hy was. Die liefde wat hy agterlaat leef voort in ons harte. Julle omgee, ondersteuning en liefde sal ons altyd bybly. Monique het vir haar pappa 'n brief geskryf. Dit voel nog so onwerklik dat pappa nie meer hier is nie. Alles verleeg en sonder rede. Pappa was vir 18 jaar, 2 maande en 18 dae deel van my lewe. Die laaste 6 maande was baie moeilik. Daar was baie dae wat ek net gesit en bid het dat pappa beter sou word. Ek het nog so uitgesien om my matriekafskeid saam met pappa te vier en eendag my troue en dalk selfs 'n klein kind of 2. Maar liewe Jesus het ander planne gehad. En die tyd wat ek pappa gehad het, was pappa nie net my pa nie. Pappa was 'n held, 'n vriend, 'n broer, 'n luisteraar, 'n raadgewer, 'n oom, 'n man, 'n weerspieëling vir my. En die mooiste van alles, pappa was 'n kind van God wat sy woord uitgeleef het. Pappa het altyd tyd gehad vir grappies en lag. Hy was mal oor sport en het motorsport en het nooit nee gesê vir 'n nuwe uitdaging nie. Veral as daar 'n kind betrokke was. Ek het geweet dat liewe Jesus pappa een of ander tyd sou kom haal. Ek het net gehoop dit sou nie so gou wees nie. Daar is soveel wat pappa my geleer het en nog soveel wat ek by hom wou leer. Paul kon al my vriende se boek lees, die oomblik as hulle by die huis ingestap het. Dit was altyd 'n grap dat pappa hulle lewensverhaal vir hulle sou vertel. En nou is dit ons beurt om pappa se te vertel. Dit voel asof die wêreld stil staan. En daar 'n groot leemte in die familie. Paul was die een wat almal bymekaar gehou het, ongeag wat gebeur het. Baie mense gaan pappa mis en oor hom praat, maar ek dink ek vat hulle almal verby, of soos hulle sê, jy kry net voorkeur. Dat pappa die laaste week so sien lê, en het ek net gehoop alles sou beter word. Ek het dag en nag gedink hoe ek dit vir pappa gemakliker kon maak, hoe ek mamma kon bystaan en hoe ek 'n beter dogter kon wees. Ek het 'n belofte aan Paul gemaak dat ek trots sal wees op wie ek is en dat ek my lewe sal bou op grond van alles wat jy my geleer het. Vandag gaan oor pappa. Die mens wat hy was, wat hy ons geleer het en hoe hy ons opgebou het. Ek gaan pappa vir altyd mis, vir al die tye wat ek net met niemand wou praat nie, oor wat fout was. En die kere wat pappa met ons gestry het. Alhoewel ons net kinders, wat nie altyd verstaan het nie. Ek groet julle vandag met 'n baie seer en die hart. En ek beloof om daar te wees vir mamma. Ek glo pappa is op 'n beter plek. 'n Plek sonder seer, lyding en bekommernisse. Mag pappa sag rus by Jesus se voete en saam met oupa en ouma oor ons waak vanuit die hemel. Oneindige liefde van pappa se koplap. Hier is 'n baie kort gedig, bietjie langer, van ons wat in sy huis as sy eie kinders groot geword het en sy liefde ervaar het. Vir Monique, jy was nooit net 'n oom nie, maar 'n veilige plek, 'n rus, die een wat altyd tyd gemaak het, die een wat ons harte kon lees sonder 'n vas. Van kleintyd af was ons daar, soos jou eie kinders. In jou huis, in jou wêreld, waar ons altyd liefde kon vind. Tussen motors en oorige hande, het jy vir ons meer geleer as wat jy ooit sou weet.
van harde werk, van passie hê, van hoe mens jou lewe moet lewe. Sonder vrees. Jy het die wêreld verstaan op jou manier, met 'n engine se dreun en wiele wat draai, maar vir ons was jy soveel meer. Jy was die een op wie ons altyd kon staatmaak, altyd naby. Party sê ons net een, maar ons weet is nie altyd waar. Wat in soveel oomblikke, klein en groot, was jy vir ons meer as net 'n oom. Jy was daar, jy was alles vir ons. Nou ry jy paaie wat ons nie kan sien nie. Waar daar geen pyn en swaar meer is, maar hier in ons harte, in elke herinnering, is dit jou wat ons elke dag nog mis. Ons dink aan jou vrou en jou dogter, wat nou sonder jou moet staan, mag hulle troos vind in die liefde, wat jy vir altyd in hulle harte laat moet voortgaan. Rustig voor nie. Ons held, ons lig, jy het ons lewe vir altyd verander, en ons sal jou altyd dra, diep binne ons, vir ewig, en nog 'n bietjie lang. Ek gaan nou die name uitlees van die draers. Dan gaan ek hulle praat, net aan vorentoe kom. En dan sal die kus van uitvat, en dan as die kus uitgaan, vra ek of die familiekusse laat gaan, en die kore te roep, dat hulle gaan sing, terwyl die kus uitgaan. So as die kus in die familie uit is, kan jy net van ook uitlees. Dankie. Moet ek die name lees, he? Willem Venter, broer. Marie Lewies, suster. Druk Lewies, swaar. Monique Venter, dogter. Naomi Venter, eggenote. Salome Venter, skoonsister. En dan die slippedraer, lofstrydom vriend. So dit is net die koor wat ou gaan sing, alle kan sit. Loop agter kus en sit die trap op. Ja, maar so. Maar as die familie begin uitgaan. Okay. Psst. Wys my so. Hij zal los zijn.